Diensbaarheid. Dis wat Paulus hier so mooi kom sê. Hy sê ek is 'n dienskneg. 'n Dienskneg is wat? Hy's diensbaar aan wie? Aan sy eienaar. Nie uit nood of gedwonge nie, maar in vrywilligheid. Nou die ander ding is, hoe diensbaar het ek en jy geword vir die eienaar wat ek en jy in liefde aanvaar het, Christus Jesus. Hoe diensbaar is ek en jy vir die geloof? Hoe diensbaar is ek en jy aan mekaar? Of is ons nog 'n slaaf van die wêreld? Of het jy 'n verbondsslaaf, 'n verbondsdienskneg van God geword? Dit beteken diensbaar, getrouheid, opoffering. Dis wat dit beteken om 'n kind van God te wees. Dis wat dit beteken om 'n verbondsdienaar te kan wees. Hoe was Paulus? Paulus was diensbaar. Paulus is gehoorsaam. Paulus het opoffering gedoen. Vir wie? Vir die mense wat hy bedien het met die evangelie. En dis die grootste probleem in vandag se moderne kerk. En baie keer met leraars, en ek sê dit met baie respek. Ons wil mos gesien word. Ons wil mos bedien word. Maar ons wil nie meer dienaars word van God se woord nie. Ons wil dienaars van die wêreld word. Daarom buig ons die woord om aan te pas. By wie? By die mens. Om 'n dienaar van God te kan wees soos wat Paulus was, is om die woord korrek oor te dra. As sonde sonde is dit sonde. Dis nie buigbaar nie. Ek wil vandag vir jou vra, is jy nog die slaaf van die wêreld of is jy 'n verbondsdienaar van God? Dis tyd dat ons as kinders van God van ons heilige peddelstoel afklim en begin eerlik met mekaar wees, eerlik met jouself wees. Is ek nog 'n slaaf van die wêreld? Of is ek nog 'n slaaf van my eie omstandighede? Of het ek 'n slaaf, 'n verbondsslaaf, 'n verbondsdienaar van God geword?